Vir die voorstelling, ek is Niels Loots. Ek is net aangestel by Warrington 1 September. Ek staan daar as predikant. Dit is my ongelooflike groot voorreg om ook die woord van die Here daar te kan bedien in 'n gemeenskap. Ek is nog steeds verbonde aan die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. En van daaruit wil ek ook vir julle vanmôre baie dankie sê vir die geleentheid wat ons dan ook hier het om vanmôre die woord te bedien vanuit die Bybelgenootskap van Suid-Afrika uit. Ons het 'n baie belangrike rol wat ons speel. Ons het al met mekaar gesels oor ons funksies en wat ons doen. En vanmôre wil ek net weer sê dat dit vir ons baie belangrik is om die skrif uit te kry by die mense wat dit die nodigste het. Ek dink vir ons in my lewensgaan of in my beweging kom ek agter dat daar baie mense is wat nie die woord het nie. Wat ook nie die woord noodwendig gebruik as die fondasie om op te groei nie, en dan is dit ook my psalm vanmôre wat ek nie oor preek. En dit lê my baie na aan my hart in twee groepe. Een groep is ons ouer generasie, dit is nou ons oumas en ons oupas. En die rede daarvoor is dat daar lê vir ons ongelooflike ryke geskiedenis en inligting van 'n lewenswandel wat God met hulle gehad het vanuit die skrif. Dit is ook vir my lekker om te hoor as ek met iemand praat en ek sê vir hom ek het vir jou 'n Bybel, ek gee vir jou 'n Bybel, en dan om te kan sê, maar broer, ek gee nie vir jou 'n Bybel nie, ek gee vir jou lewe. Daar's 'n verskil. So een van die grootste take wat ons het in die Noord-Kaap spesifiek is om aan ons ouer generasies, ons oumas en ons oupas 'n groot druk Bybel te gee. Want ek is nog relatief jonk. Ek sien hier's nog 'n paar springbokkies en kalfies. So hulle kan lekker lees, en as ons hierdie Bybel oopmaak, dan is dit nie meer nodig om hierdie aksie te doen nie. Maar shame, ek staan in my gemeente en daar's 'n tannie wat so lees. En vra vir tannie, kan tannie sien? Sy sê vir my, nee my kind, ek kan nie sien nie. En ek sê vir tannie, kan ek tannie help? Sy sê vir my, hoe moet jy nou vir my help my kind? Ek kan dit nie sien. Ek sê moenie worry nie, en ek gee vir haar 'n groot druk Bybel. En vir die eerste keer in ek dink 25 jaar kan sy volg in die erediens, want dit is vir haar groot genoeg om te lees. En dit is ons fokus hierdie jaar, is om vir ons ouer mense Bybels gratis te gee. Ons mikpunt is om 200 Bybels dan uit te deel. So baie dankie vir julle geleentheid. En dan die tweede groep wat ons fokus is die tieners. Ek wil gou vra, wie van julle tieners het regtig 'n Bybel? Jou eie Bybel. Ek praat nie van 'n familiebybel nie. Ek praat van regtig jou eie Bybel. En ek praat van 'n groot druk Bybel of 'n groot mens Bybel, nie 'n kinderbybel nie. Het jy jou eie Bybel? Ek lekker om dit te hoor. Wat 'n weergawe is dit? Eish. Sy's reg gebotter. 1983. Goed. Nog iemand, nog tieners. Het jy ook jou eie Bybel? Ja, ek ken jou maar, jy sal een hê. Nog iemand, het jy jou eie Bybel? Wat een het jy? Die 83. Okay. Wie nog? Wie's nog? Het julle 2 Bybels? Jy kan maar ja sê, jy kan maar nee sê, dis alright. Ek gaan net 'n bietjie met ma en pa praat na die tyd, moenie worry nie. Het jy jou eie Bybel? Okay, is jy seker? Een wat jy in jou kamer en jou onder jou kussing wegsteek of onder jou onderbroek in die kas? Okay. Wie het nie 'n Bybel nie van die tieners? Wie van julle het nie jou eie Bybel nie? Jy kan maar eerlik sê, dis okay. Wie het nie jou Bybel? Wie het nie 'n Bybel nie? Het jy nie een nie? Kom hierso. Kom hierso. Ek like dit. Jy's blond ook nog. 'n Klein Duitsertjie, kom hierso. Wat is jou naam, boet? Willem. Wurm. Willem. Wurmpie. Willem. Wurm. Willem. O, Willem. Wurm met L. Okay, wat is jy? Hoe oud is jy? Nee, is nie wit nie. Hoe oud is jy? 7. 7. Dis baie goed. Nou goed. Wat het ek hier? 'n Bybel. Is dit 'n Bybel? Kan jy vir my een storie vertel wat in die Bybel staan? As jy vir my een storie kan vertel of 'n naam kan noem van 'n storie wat vir jou oulik is, dan is hierdie Bybel joune. Josef. Jy's 'n eyster. Wie was Josef?
vir die ark. Noag in die ark. Daai moeg. Josef het nie die ark gebou maar Noag, maar as jy praat van die ark, dan weet ek jy weet iets, nê. Dit beteken daar was klomp diere op die ark gewees, nê. Ja, en 2 van hulle het ingestap. 2 het ingestap, nê. Het jy geweet dis 'n storie? Ja, Nou waar kom hy vandaan? die Bybelse storie. Dis die Bybelse storie, jy skerp, maar babies, julle dit ek sien. Ek like dit, hoor. Goed, nou sien jy, hierdie is 'n splinter nuwe Bybel. Sien hy het nog sy wrapping oor, nê. Dis soos 'n sweet. Maar ek gaan nou vir jou hierdie Bybel gee, dan moet jy nou vanaand vermaak van Noag in die ark gaan lees, nê. En as pa ongeduldig raak omdat jy stadig lees, nee, dan gee vir hom stokkie lekker. Sê vir hom pa, chill. Ek lees nou, nê. Hierdie is 'n nuwe, die nuutste Bybel, nê. Dis die 2020 vertaling. As jy groter word, jy nie verstaan nie, dan vra jy jou slim, maar moenie jou pa vra nie, jou ma slimmer. Sy weet meer. Pa's weet van karre en van bakkies, ma's weet van hierdie goed, nê. En dan gaan lees jy nou. Hierdie Bybel is nou jou Bybel, so jy gaan skryf jou naam daarvoor in. Oom Niels beloof vandag vir jou as jy hierdie Bybel vir jou vat en jy lees hom en jy glo wat hierin staan, nê, dan gaan jy net so slim wees soos jou pa. Nee, jy gaan slimmer wees as hy. Dis vir jou 'n Bybel. Geniet hom, lees hom. En volgende keer kom vertel jy vir my wat jy gelees het. Nou het ek 'n seun hier voor gehad en dis nou vir my goed. Nou wil ek 'n meisie hier voor hê asseblief. 2 meisies. Ja, ek sien jy smaak om so hierso. Maar jy moet nou hier vorentoe kom want ek dink die tannie en die oom en die tannie is in die ouete huis. Kom, jy gaan hier voor staan, hulle moet jou mooi kan sê. Jy kan ook maar kom. Ja, jy. Debbie jou meisiekind. Kom op hier bo, Staan hier so. Nou kyk jy nou daar se kamera. Sien jy hom? Dan sê nou daar vir die mense by die huis Teresa. Hallo ouma, hallo oupa. Hallo oupa. Sy sê julle moet tee en koekies drink daar, hoor. Berg vir my ek kom. Hallo, sien jy die kamera daar? Ek sien hom. Sê, hoe's dit? How's it? Ja, sien, hallo julle, baie dankie ook vir julle, baie dankie. Goed, ek wil nou vir julle 2 girls nou iets vra, want ek vra vir 2 girls want ek weet die seuns gaan dit nou nie doen nie. OK. En ek weet as mense nou mos in 'n ma se hart inkom en 'n meisie se hart wil kom, is dit net die chocolates. Is dit so? Ja. Hou jy daarvan? Hierdie in 'n bewe eintlik. OK. Goed, maar die evangelie, die woord van die Here sê vir ons dat ons altyd die goeie nuus met ander mense moet deel. Is dit reg so? Is dit so? OK. Wat beteken dit? Ons moet die woord van die Here met hulle gaan deel, dat hulle die waarheid kan weet. OK, so moet die woord van die Here gaan verdeel, dat hulle die waarheid kan weet. OK, goed. Wat dink jy? Oeps. Daar sê is net so is reg. Nou goed, maar daar's mos nog verskillende maniere wat ons mos nou hierdie woord kan verduidelik, want as ek nou vir jou 'n boek gaan gee, van ons sê, gaan jy hom lees? Maar jy gaan hom lees want jy weet dit is 'n Bybel. Nou kom ek gee jou hierdie boek. Dis nou 'n verskriklike interessante boek as jy nog nooit in jou lewe 'n boek gelees het wat vir jou mooi stories vertel nie, dan vat nou die handeling van die erediens. Dis 'n verskriklike interessante boek, hoor. Regtig, jy sit so, jy kan nie ophou lees nie. So as ek net vir jou hierdie boek gee en ek sê vir hom gaan lees, gaan jy hom lees. Hoekom? Omdat ek 'n dominee is. Want ek wil weet. Jy wil weet. OK, gaan jy hom lees? Jy het net gesê dis 'n interessante goeie boek, so ek sal. Hoor jy moet alles glo wat ek vir jou sê nie, hoor jy? Maar dominees mag nie jok nie. Ek jok, ek vertel net nie altyd die waarheid nie. Nee, ek speel. Goed. As ek vir jou 'n boek gee, dan moet ek mos maar vir jou min of meer sê wat in die boek staan. So ek het toe vir hulle gesê dis 'n baie interessante boek hierdie, nê. So nou gee ek hom vir jou want ek moet mos jou eers opgewonde maak oor die boek, nê. Dan gee ek hom vir jou, nê. Maar hierdie gaan ek nie vergeet nie want daai oom agter my minhaar gaan my slaan. Ek gaan dit aan een. Maar ek vra altyd hoe deel ons die evangelie? Dan sê ons deel dit eers mekaar te vertel in stories. Ons gaan 'n bietjie iets daarvan hoor vandag, maar ons deel dit in ons leefwyse. Nee, oor hoe ek lewe, nee. Broers en susters, ek wil vanmôre iets kom vertel. Psalm 163 of lied 163 lees ons die woorde van ek is soos 'n ribbok. Ek wil gaan waar die water van lewende strome is. Nou dis my eie woorde. En ek het in my lewe gevind dat hoe meer ek lees en hoe meer ek betrokke raak
met die skrif, hoe meer wil ek hê. Partykeer is dit sleg wat jy, as jy begin met jou eksegese of jy werk met jou preek, dan raak dit so interessant, want jy word gevoed, ongelooflik baie. As jy weer kom kyk, is 3 ure daarmee heen. Want, wanneer ons met God werk, verander hy ons lewens in 'n mate wat ons nie altyd lekker verstaan nie. Ek wil vir julle sê dat ons bedien 'n God wat lewend is. Ons het die Ou Testament vandag, ons het die Nuwe Testament, ons het verhale, ons het briewe, ons het pastorale briewe, alles waarvan uit ons inligting kan kry oor ons lewe, oor hoe ons moet werk. As dit moeilik gaan en ek sukkel, dan vat ek die skrif vir al die psalms en dan lees ek dit en weet jy, dan kry ek iets besonders vanuit die psalmdigters uit van hierdie persoon wat hier skryf het iets ervaar in sy lewe. Dit was ongelooflik moeilik geweest, so hy deel sy worsteling en dan sê hy ook vir jou dan sy geluk en sy vreugde wat hy ontvang het, omdat God die Vader vir hom uit die moeilike omstandighede gehelp het. En daai is nie net stories nie, dis goed wat werklik waar gebeur het. En ons kry dit alles in die Bybel. Die wonder van die Bybel en die woord is dat wanneer ek dit lees, dan wys die Here iets vir my in my eie konteks, in die wêreld waarin ek leef. So as ek nou vir daai oom wat verjaar, vra om saam met my dieselfde psalm te lees, gaan hy waarskynlik iets anders te kry, want hy's op 'n ander plek in sy lewe. Dis hoe wonderlik die Heilige Gees deur die woord van God met ons werk, en dit bring vir my vreugde. Die God wat ons dien is 'n God wat skep, herskep en onderhou. En daarom wil ek vanmôre vir jou groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis dieselfde God wat geskep het, dis dieselfde God wat onderhou en dis dieselfde God wat nog steeds skep en onderhou. Kom ons staan en sing ons die volgende liedere. Ek gaan dit aan een lopend dan doen. Lied 207 vers 1 en 2. Eer aan die Vader en dan lied 190 1 2 en 3 Grote God aan U die eer. Ons doen dit staande. Ons kom elke Sondag kerk toe en ons kom prys die Here vir die goedheid en die genade wat hy vir ons gee. Maar ons kom ook met 'n stukkie stikkend en 'n stukkie seer kerk toe. Ons doen sonde en ons doen dinge wat nie regtig in God se oë goed is nie. En van hierdie goeders wat ons doen is baie keer van so 'n aard dat ons dit doen outomaties, want dit is so 'n groot deel al van my lewe. 'n Tiener sê vir my vandag, sy sê vir my, pa, ek is so bly, of my dogter sê vir my, pa, ek is so bly, jy het my groot gemaak soos dit, want ek sit op die stoep en ek drink koffie. Dan dink ek by myself, ek sê, genade my kind, drink jy koffie? Ja pa, ek drink koffie. Ek sê, dan moet fout wees met jou my kind. Sy sê, nee pa, ek is vandag by hierdie funksie en al die vriende wat hier binne is, wyp. Ek wyp nie. Dan dink ek, hier's dit nou. Sy sê vir my pa, ek wil net iets bely vandag, dat ek dink ek verstaan iets wat pa hulle vir ons probeer leer het, en dit gaan vir ons oor die waardes. Ek sê, ja my kind, ek help my 'n bietjie verstaan nou, want ek kan nie die koffie drink en die stoep ding so lekker by mekaar kry met jy nou vir jou 2 liter Coke gekoop. Sy sê, pa, weet jy, ek sit hier so in hierdie maatjie rondom my, en al die meisies en die seuns wyp, en dis nog oukei, want dit is nou maar goed wat gebeur, maar genade pa, ek kan nie praat soos wat hulle praat nie, hulle praat verskriklik lelik. Dan dink ek vir myself, sê ek vir, nou wat sê hulle, sy sê nie genade pa, ek kan nie vir pa dit sit nie, pa wil nog gel in pa se hare sit. En ek besef vir 'n oomblik daar dat, ek vra vir haar eers, ek sê nou, is dit nou net vanaand wat dit so gaan? Sy sê nee pa, dis elke dag wat dit so gaan, maar vandag is dit ernstig. Die seuns het nou 'n redenasie en 'n ding oor met hoeveel meisies hulle nou al by mekaar gekom het. En dit is nou saam geslaap het. Ek sê en daar's nommers gegee wat, ja, ek dink my hare is bietjie korter vandag. Sy sê pa, maar dit is nie die ding nie, dit is die manier hoe die seuns oor die meisies praat. En dan ook hoe die meisies oor die seuns praat. Ek kan nie lekker daarmee saam smelt nie. So ek wil nou vandag vir pa kom sê, ek vloek nie so nie, want dit voel in my hart nie vir my reg nie. Maar daar is tog dinge wat ek doen wat nie reg is. Jy bid vanaand vir my.
En sy sê, ag, bid sommer vir die en vir daai nog, want hulle sit langs my koffie drink. Ek dink toe myself, okay, goed. En ek bid gou vir hulle. En dit bring my by hierdie skuldbelydenis wat ons gewoonlik in 'n vorm van 'n lied sing, wil ek vanmôre vir julle lees. Want dit staan my naby. Jesus rots vir my geslaan, laat my nie verlore gaan. U was self van God verlaat, laat u lyding sonder maat my tot heil wees en tot krag. Teen die sondeskuld en die mag. Leeg net met my sondelas, hou ek u verdienste vas. Ek kom om vergewing vra. U het ook my skuld gedra. U geslaan tot heilsfontein. Was my heiland, maak my rein. As Christus jou rots is, dan gaan jy ook op die stoep sit en koffie drink saam met 'n maatjie en net sê bid vir my pa. Want ek weet my maats en my vriende vloek, maar ek is nie sonder sonde nie. Waar kry ons hierdie verstand? Dis nie wat ma en pa vir jou leer nie. Dis wat ons leer vanuit die skrif uit. Dis die pad wat jy stap as jy die Bybel lees. En dan sê ek vir vanaand, as ons om die etenstafel sit en my tiener lees die Bybel en sy bid, dan moet ek as pa stil bly en hoor wat die Heilige Gees vir my kind ook sê. En saam bid, want dis wanneer ons God gebruik as ons rots. Die volgende skyfie, dink ek is die wet, as ek reg het my oom, dat ons gaan net gou kyk. Hier's reëls waarvolgens ons moet leef. Die Ou Testament en die Nuwe Testament is vol daarvan, die 10 gebooie en daar's voorskrifte vir ons gesê, maar die een belangrikste ding wat ek vanaand of vanmôre vir julle wil sê is wat vir ons gelees word, na 'n vraag gevra is aan Jesus, wat is die grootste gebod? En Jesus het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en die eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie 2 gebooie berus die hele wet van die profete. Maar ek wil jy moet net vir 'n oombliekie teruggaan en kyk, daar's 3 goed wat sê is met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Nou vir die jong klomp hierso, as ek nou vir my sê dat ek moet die Here my God lief hê met my hele hart, dan is dit nou hierdie ding hier binne my wat my lewe aan die gang hou. 'n Hart is van so dat as jy stop, is die mors dood. Dan bestaan jy nie meer nie. Dan kan dokter doen net wat hy wil, jy's dood. Al het jy nog 'n breinfunksie, jou hart staan, dan is jy dood. So nie sê ons vir ons jy moet die Here lief hê met jou hele hart. Met alles wat hier in my is, moet ek vir Jesus lief hê. Dit beteken ek is liewer vir Jesus as wat ek vir pappa en vir mamma is. Ek is liewer vir Jesus as wat ek vir my ouma en oupa is, en ek is liewer vir Jesus as wat ek myself het. Met my hele hart. As dit gebeur, dan verander my siel. Nou wat bedoel ek daarmee? Wanneer ek sê my hart behoort aan Jesus Christus, en dan kom die Heilige Gees en hy werk in my hart en ek lees, dan verander my siel ook. Dit is die siel is wie ek eintlik is. Dan is ek wat ek vir mekaar sê, as jy my in die straat gaan sien, gaan jy sê, "Haai, daar's oom Dominee," of soos wat hulle sê, oom Doom. Hulle identifiseer my met iets of met iemand. Hy's 'n dominee, hy's 'n kind van die Here. So as ek met hart en met siel die God liefhet en die stap in die straat gaan jy sien, daai girl is 'n kind van die Here. Of daai seun is 'n kind van die Here. Omdat dit is net goed wat ek nou nog sien. En dan met my hele verstand. Beteken dat as my hart vir die Here behoort en my siel behoort aan die Here, dan moet ek my verstand voed. Ek moet lees. Ek moet toelaat dat pappa en mamma vir my leer. Ek moet toelaat dat ouma en oupa vir my help. Ek moet toelaat dat die gemeente my ook help as ek verkeerde dinge doen. Wat dan gaan verander my brein. Wat my sê, ek praat anderste. Ek vloek nie meer nie. Ek praat nie meer sleg vir ander mense nie. Ek skinder nie meer nie. Ek dink voordat ek praat. Ek dink ons man sukkel 'n bietjie daarmee. Ek veral. Ek dink eers voordat ek praat.
En dan wat gaan uit my mond uitkom, as my hart, my siel en my verstand aan Jesus Christus behoort, dit wat uit my mond uitkom, is net mooi. Dit is die koninkryk van God wat uitkom, die evangelie wat ons deel. Dit is wat dit vir ons vanmôre beteken. Jy moet Here God hê, lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. En as jy dit doen, gaan jy verstaan wat die tweede gedeelte beteken. Die tweede een is wat hier aan gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar's baie vrae oor wie is my naaste, maar as jy daai 3 goed het, gaan jy dadelik weet wie jou naaste is. Hoekom? Want die Heilige Gees sê vir jou, hierdie een is ook myne. Dis jou naaste. OK. Wat is die volgende? Skryf vir my oom. Kom ons kyk wat is volgende. Ons gaan ietsie lees, maar voordat ek dit gaan doen, kom ons bid net eers. En dan gaan ek vra dat ons lied 255 sittend sing tot voor sang die ontvang van die oom. Kom ons maak net eers ons oë toe. Vader God almagtig, ons is vanmôre hier as kinders van U. Ons kom met die wete, Vader, dat ons ook maar mense is wat foute maak. Ons maak besluite wat U nie behaag nie, ons sê dinge wat U nie van hou nie, Here, ons doen dinge wat regtig baie keer soms teen U grein gaan. Maar Here, ons is vanmôre hier om te kom stil word in die koninkryk in U teenwoordigheid. Ek vra, Vader, dat U vanmôre net vir ons help om rustig te wees in ons harte. Dat ons siele gevoedsig kan word, sodat wanneer ons hier uitgaan, Here, dat ons verstand verhelder sal word, dat ons dit sal kan verkondig daar buite. Hiermee vra ek, Here, maak ons geestesore, ons oë oop. Maak ons harte ontvanklik, so dit wat vandag hier gaan kom val op ons harte, die woord van God, dat dit sal saad skiet, Vader, dat dit sal groei en sal vrug dra in die koninkryk van God. Ons doen dit bidtend in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Amen. Woord van God, woord die lewe, woord vir ewig vas en waar, woord onfeilbaar en vir ewig, waarin God openbaar, woord betrouwbaar vas en waar, deur miskenning, deur gevaar, wat sou ons dan ooit laat bewe? In die woord het ons die lewe. Broer, ek lees vanmôre vir ons uit Psalm 1, geplant by waterstrome, lewe uit die woord. Ek het nie vanmôre die 2020 vertaling nie, daarom gaan ek vandag lees uit die 1983 vertaling. Boetie het my 2020. Boetie, jy moet saam lees uit Psalm 1, dat mamma vir jou daar help. Ek wil vir julle waarlik sê dat die 2020 weergawe van die Bybel vir my regtig nuwe deure oopsluit. Dit is my regtig mooi. Dit is my lekker om die 83 te vat en die 2020 langs mekaar te sit. En dan kom ons agter dat baie keer sê die 2020 het net vir my net anders. Dit is net mooi. Ek nooi julle uit aan om saam met my te lees. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie. Nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind en dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrug dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddeloses nie. Hulle is so skaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. En daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie. En sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van die regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang.
Vers 3, hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Dit is ons skrif vandag. Ek wil vanmôre vir jou 'n vraag vra, gemeente, broers en susters. As jy vandag 'n lewe moes voorstel as 'n boom, hoe sou dit lyk? Ek sou nogal daarvan gehou het om 'n peer te wees. Sou jy sterk staan met diep wortels wat vol vrugte, lewendig en standvastig wees? Of sou jy liewer net sê, ek voel eerder droog vandag. Ek voel uitgeput. Ek mis iets wat my lewendig hou. Psalm 1, waarmee hierdie hele psalmbundel begin, is nie net sommer net 'n mooi gedig nie. Om nog eenetjie terug gaan, om is te vinnig. Dis nie net 'n mooi gedig nie, broers. Dit is 'n wysheidspsalm. Dit is ook vir ons 'n rigtingswyser van die lewe. Dit wys ons twee paaie aan. Jy kan sien hierso op hierdie prentjie, ons het 'n lewendige boom en 'n droë boom. Ek wil amper sê, dis amper soos 'n biltong met 'n kou, wat baie senings in het. Ek het die, terwyl ek kom eet en daar hang is hy lekker, maar op 'n stadium dan is sy seding nie lekker nie, omdat ek hom uitspoeg. Ek is 'n boom, ek is vol lewe, dra vrug, of ek is droog. So Psalm 1 sê vir ons, daar's twee paaie wat ons kan loop in die lewe. Die pad van die regverdiges, wat getroud is in God se woord. Dit is natuurlik dan nou die woord, die Bybel. En die pad van die goddeloses wat so skaf weggedryf word in die wind. Ek wil terugkom aan my dogter wat op 'n stoep sit by 'n skool en vir my sê, pa, ek sit en drink koffie. Watter bome is in daai saal? En watter vrug dra ek, is die vraag wat ek by jou plant vanmôre. Hierdie beeld is 'n eenvoudige beeld, maar wat baie diep sny as ons baie mooi en diep daarna dink, want dit vra ons van ons om eerlik te wees met wat my en jou lewe voed. Vandag in hierdie konteks van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika en in die woord van God, wil ek hierdie psalm gebruik om vir ons te wys waar die ware lewe vir ons lê. En nie hoekom dit so belangrik is om ander ook toegang daartoe te gee. Ek het vroeër gesê dat wanneer ons 'n Bybel vir iemand gee, is dit nie 'n boek met stories in nie. Dis nie 'n verhaal nie. Dis nie net goed wat geskryf is soos fiksie nie. Ek gee vir jou lewe. Dit gaan jou verander. Dit gaan jou heeltemal verander. Ek gee nie vir jou 'n boek nie, broer en susters. Ek gee vir jou lewe. Nou kan ons na die volgende skyfie toe gaan. Hierdie skyfie sê vir ons, die woord is as die bron van die lewe. Dit is die grond waarin jy geplant is. Psalm 1 begin met 'n pragtige beeld, hierdie spesifieke beeld. Geseënd is die man wat nie wandel in die raad van die goddeloses nie. En hierdie vers praat van mense wat nie net per ongeluk iets in 'n verkeerde rigting beland of verkeerde goed doen nie, maar hy wat doelbewus kies om die pad van sinneloosheid te volg. Met ander woorde wat ek van vanmôre sê, dis nie iemand wat nou per ongeluk iets gedoen het vanuit sy sondige natuur nie. Met ander woorde, ek praat hier met 'n meisie of met 'n oom en ek is so opgewonde oor die storie of die grappie wat ek vertel dat daar 'n vloekwoordjie inkom. Oeps. En dan staan ek vir 'n oomblik stil en dink ek myself, dan sê ek sê ekskuus. Ek het nou iets gesê wat nie mooi is nie, maar dan gaan ek aan met my storie. Dis nie beplan nie, dis per ongeluk. Want dis deel van ons lewe. Die Psalm praat nie daarvan nie, hierdie goddeloses nie. Hy praat van die mense wat doelbewus die verkeerde dinge doen. Om doelbewus 'n meisie te wil uitlok, net om van die verbode vrugte te eet. Moenie net dink dit is vir ons jong mense nie. Ongelukkig is dit maar so vir ons getroude mense ook, nê. 'n Jong man van 'n motorfiets sê vir my, daar's nou niks so lekker om 'n verbode vrug te eet nie. Ek sê van wat bedoel jy daarmee? Ek sê dis my missie om 'n huwelik te breek. God praat van daai mense.
Mense wat doelbewus gaan om skade te doen, dis die pad van die goddeloses. Dit beteken dat as ek as 'n kind van die Here, wat my grond in die woord van God, na iemand toe gaan wat dink soos daai ou dink, en ek vra vir hom raad, watter raad gaan ek kry? As ek nou dalk met my vrou vandag sukkel, ons het bietjie woorde, jy weet, môre, volgende naweek is dit Moedersdag, maar ek het hier in my hart hierdie verskriklike worsteling teenoor my ma, wat nie vir my chocolate gekoop het toe ek 18 jaar oud geword het, so ek is verskriklik kwaad, en nou gaan ek na daai goddelose ou toe, en ek sê vir hom, wat moet ek doen? Dan sê hy vir jou, man, gaan koop vir jou ma 'n stuk biltong wat sy nie kan kou nie, want sy het valstande. Dan gaan sy weet hoe voel het, hoe jy nie chocolate gekry het nie. Hy gaan nie vir jou die regte raad gee nie. Nee. Hy sê nie net verder, hierdie vers praat van mense wat nie per ongeluk in verkeerde rigtings beland nie, maar wat doelbewus kies om nie die pad van sinloosheid te stap nie. Met ander woorde, my verstand en my hart en my siel het nog nie verander nie, so ek kies nie om op te hou sonde doen nie. Maar hy praat eerder in iets van anderste, hy gee 'n alternatief, hy gee iets anderste in plek, in die groot woorde vir die tieners, dis die teenstelling. Met ander woorde, dis die teenoorgestelde. Hy sê nie, maar sy behaag in die wet van die Here, en hy oordink dit dag en nag. Hy praat van die mense, wat alles wat hy doen, die behaag waarvan die Bybel praat, is dit wat ek as ernstig en kern beskou in my lewe. As ek iets nodig het en ek voel nie lekker nie, dan kom ek na die Bybel toe. En ek kom raak stil voor die Here en ek sê, Here, help vir my asseblief, want ek hier in my hart is iets nou besig om te gebeur wat my verstand nie lekker verstaan nie. Nou lees ek 'n Psalm en ek vra die Here, asseblief help vir my om te verstaan. Dan is dit God wat vir jou raad gee. Dan is dit die Heilige Gees wat die skrif openbaar vir jou, sodat jy 'n antwoord kan kry om beter te wees. Die skrif gaan dalk iets vir jou kan sê, weet jy wat, moenie so erg wees op jou ma nie. Wees net vir haar lief. Sy kon dalk nie vir jou chocolate gekoop het nie, want sy het nie geld gehad nie. Onthou, dit is jou ma. En 'n ma se liefde is baie meer as 'n stukkie chocolate. 'n Ma se liefde is warm. 'n Ma se liefde is die liefde wat nagte omgesit het toe jy nie eers jou eie doek kon gechange het nie. Dis 'n ma se liefde wat langs die bed sit as jy siek is in die hospitaal. Dis daai selfde ma wat jou klere, jou briekmerk onderbroeke met haar hand gewas het. Dis daai selfde ma wat daai moeilike laaitjie wat by kom kuier het op sy plek gesit het. Dis wat die Heilige Gees dan sê, dis dieselfde ma wat in die ou huis sit en vandag nog vir jou wat in die kerk sit, bid. Dankie ouma en oupa dat julle vir ons bid. Alles julle in die ouer huis. Dis wat die woord van die God van ons leer. Hier lê die geheim van die geestelike lewe, broers en susters, om jou vreugde te vind in die woord van God. Nie net om dit soms te lees nie, nie om dit te ken nie, maar om dit te oordink en te herkou en te leef. Hierdie herkou beteken dat as ek nou gelees het in Psalme, moet ek nou vanaand teruggaan en ek moet heeltyd daaroor nadink. Here, ek het dit gelees, verstaan ek dit reg? En 'n oom sê vir my nie lank terug nie, sit ek op die trekker en hy kyk vir my so, hy sê vir my, weet jy wat die verskil tussen 'n zebra en 'n bees? Ek sê vir hom, nee oom, hulle is albei groot en vreet vrek baie en hulle is albei baie lekker. Hy sê nee, 'n zebra het nie 'n pensie. Ek sê wat? Hy sê ja, kyk mooi die bees lê en hy herkou. Die skaap ook. Hy eet sy grasietjies en dan gaan hy lê, dan gaan kou hy weer. Hy's 'n herkouer. Hy geniet sy kos weer. Zebra doen nie dit, hy het so lank buis nou blykbaar. Ons moet wel miskien wees soos 'n bees wat die hele tyd as ek die woord gekry het, het my hart gevoed en my siel, dan moet ek daaraan bly kou. En ek moet daaroor nadink en ek moet opgewonde wees, want as ek
nie lekker voel nie, dan kan ek my telefoon optel en vir pa bel en sê, Dad, ek drink koffie op die stoep. Jy moet vir my bid asseblief. Dis vir my wat dit beteken. Ons wêreld bied vandag 'n magdom van stemme aan. Stemme op sosiale media, stemme van mening, stemme van vrees en van woede. In die teologie sal ons sê dis hermeneutiese stemme. So baie mense lees goed op TikTok en WhatsApp en wat sê die ander ding, die vierkantige prentjie ding, Instagram dink ek. So alles wat ek daar kry, hierdie ding het dit vir my gesê. So tieners, ek sê vanmôre vir jou, as jy 'n mooi ding lees op die internet, op Facebook of wat ook al jy kyk, TikTok en die skit movie goeters, as jy dit lees en dit beteken vir jou iets, gaan dan net ten minste terug na jou Bybel toe en gaan lees dit net eers, voor jy dit aanstuur, voordat jy die storie versprei, want nou is dit dalk iets wat nog nie reg daar staan nie. Gaan lees dit. As iemand hierdie mooi verhaal vertel van wat God in sy lewe gedoen het, wat wonderlik is, want die media doen dit, kom net terug en gaan lees die verhaal self. En dan sal die Here vir jou wys. Dan sal jy die goedheid van God op 'n ander manier verstaan. Maar daar's net een lewe wat ek en jy moet weet, of daar's net een stem wat vir my en vir jou lewe gee. En wat ons laat vrugte dra wat lekker gaan smaak aan 'n ou tannie. Ek dink as ek nou 'n ou mense in die ouer huis te kan sê, hulle sê mos die perskes, die rooi gesiggie en die kaalgat perskes, hulle het 'n baie lekker smaak. So as ek gaan vrug dra, gaan my woord iets beteken, dit gaan lekker smaak soos 'n kaalgat perske, nee. Daar's net een stem wat lewe gee en dit is die woord van God. Die woord van God. Daarom is die werk van die Bybel van Genootskap van Suid-Afrika so krities en so belangrik vir ons. Ons wil nie net 'n boek versprei nie. Ons wil die mense help om hulle wortels te vestig in die enigste bron van die lewe, en dis die skrif. Die boom wat vrug dra, vers 3, is baie bekend vir my, is dit iets wat belangrik is van hierdie Psalm. Vers 3 gee vir ons die mooiste beelde wat jy kry in die Bybel, een van die honderdes wat daar is. Hy is soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen is voorspoedig. As jy al 'n bietjie gevlieg en het hier oor die skema gevlieg, en jy het miskien die Kalahari se kant toe gegaan, dan sal jy sien, oral waar die Oranje rivier of die Vaal rivier loop, is dit mooi groen. Maar buite dit lyk dit maar soos 'n ou vaal japie. Want die lewe is die water. Die lewende water. Vriende, ons moet daarop let dat hierdie boom is geplant. Ek kan nou nie vir julle mooi die wortels daar gewys het nie, maar hy is geplant. Met ander woorde, hy is nie toevallig daar nie. Daai boom is nie daar sommer net omdat hy daar geplant is nie, of daar net opgekom het, hy is geplant. En die wortels wat diep ingrawe is by die lewensstrome van God se woord. Nou, ons bly in die skema, en as jy nou van die Kalahari se kant af kom, dan gaan jy nou hierdie mooi kameeldoringbome sien. Hy het 'n penwortelstelsel. Met ander woorde, sy wortel gooi ver in die grond in. Hulle het al van hy wortels tot amper 2 kilometer ver gemeet, sodat hy water by die water kan uitkom. So moet daai boom af te kap, is nie net afkap, hy kom weer uit, want die wortels is nog daar. Ander bome is natuurlik bo-op en hy groei baie maklik en hy vrek ook maklik. Wind baie maklik. Jy sien, so 'n mens, as ek in 'n boom is wat by lewende water geplant is en ek is gegrond en geplant in die woord van God, word ek en jy nogal nie maklik omgewaai nie. Ek en jy bring die vrug op die regte tyd. Selfs in die droë tye bly ons blare groen. Wat sê ek vir mekaar? Ons lees die woord, dit word deel van ons lewens. Ons kom Sondag kerk toe hoor. Wat sê die dominee? Ons sing lekker saam. Ons is in geloofskap in die gemeenskap van gelowiges. So wanneer hierdie woord grondvat en ons praat met iemand, dan kom hy op. Dit kom net van self. Weet jy, ek het iets gelees in die Bybel vandag, miskien iets beteken, en ek vertel die verhaal, en daai ou ontvang iets wat lewe gee. Selfs wanneer dit met my as persoon moeilik gaan,
is my blare nog groen, want dis die Heilige Gees wat jy sien nie vir my nie. Jy sien my menslike vorm wat ook swak is. Dit is my moeilik partykeer, finansies druk partykeer, jy werk met moeilike mense in 'n gemeente, jy werk met maklike mense, jy werk met hospitale, jy werk met dood, jy werk met lewe. So op 'n stadium dan voel dit partykeer my water word min, maar hy word nooit op nie. Maar wat jy sien wat daar buite is, jy sien die groen blare. En dit gee vir jou hoop. Ek dink aan mense wat in moeilike omstandighede is, wat spesifiek in die hospitale is, mense wat op tronke is, ons boere nou met die vloede, mense in afgeleë dorpe wat die Bybel in hulle eie hand ontvang en vir die eerste keer God se stem hoor. Dis weer eens, dis nie net 'n boek wat ek uitgee nie, broer, dis water vir ons siel. 'n Siel wat baie dors is. Dis die saad wat dan begin groei. So wanneer ek vir jou as Bybelgenootskap of as jy as 'n medegelowige 'n Bybel vat en jy gaan sit hom in iemand se hand, dan plant jy daai persoon se lewe in die woord van God. Die woorde wat ons ontvang word vrugte. Hy ontkiem en hy word lekker soos hy kaalgat perske of 'n peer. Baie, baie lekker. Wanneer jy dis in die Bybel gee en betrokke raak by hierdie bediening, help jy dan om bome te plant. Lewens wat standvastiger en vrugbaar is in die koninkryk van God. Dis wat die eerste deel van Psalm 1 vir ons sê. Die volgende ene wat vir my in kontras staan daarmee, met ander woorde die teenstelling daarvan. Ons kan wat ek nou net vir julle alles vertel het alreeds tussen mekaar sien. Maar kyk hier, kaf sonder gronding, vers 4 tot 6. Nie soos die goddeloses nie, hulle is so kaf wat in die wind uitmekaar gewaai word. Tieners, kaf is nou die droë stronke as pa nou klaar geoes het. En dan is daar partykeer milies, so vat hulle met seker in die ou tyd het hulle hom so gevat en hulle die koring gevat en in die lug opgeskep. En dan waai die wind die blare weg, maar die koring val grond toe. So daai blare wat niks beteken nie, wat absoluut geen voedingswaarde het eers vir ons bees nie, dit word weggewaai deur die wind. Dit word kompos, dit word weer gemors. So dit word weggewaai. So hierdie is vir ons 'n skerp kontras. Die boom is geplant, maar die kaf is lig. Dit is gewortel in niks nie. Sonder die woord lewe mense oppervlakkig, dryf hulle rond op opinies, emosies en die invloed van ander. Die invloed van ander. Baie oppervlakkig. Ek is nie geplant in iets wat my vashou nie, iets wat my hier hou nie. Hierdie woord van God het bene en arms. Hy het 'n hart, hy het 'n stem. En dis julle wat hier sit vanmôre. Die goddelose het nie vir julle vanmôre nie. Want as ek hier uitstap en ek kom in die winkel en ek doen iets wat nie reg is nie, gaan jy wat my lidmaat is of 'n gemeente is, maar op die skouer tok en sê, "Hey boetie, waarmee is jy besig?" Hallo? Waarmee is jy besig? Jy praat nie so nie, want dis wat die kinders van die Here nie doen nie. Dis wat die boom van die vrug ook vir ons doen. In hierdie wêreld waar mense se waardes uitmekaar val, broers, is dit nie 'n geringe saak nie. Dis 'n kwessie van lewe en dood. Geestelik en soms is dit ook letterlik. God ken die pad van die regverdige. As jy die woord bestudeer, ken hy jou pad. Hy loop saam op daardie pad. Hy's daar. Maar die pad van die goddeloses, broers, sê die teks, hy vergaan. Dis net ek en jy 'n keuse wat die pad ek wil loop. Daai ene wat weggaan of die ene wat altyd groen bly, wat altyd vrug dra. As kerk het ons 'n roeping. As gemeenskap het ons 'n geroepe. Ons geroepe om nie stil te bly wanneer ander sonder rigting leef nie. So wat doen my 10-jarige meisiekind? Sy identifiseer dat hierdie mense sonder rigting leef. As ek dit moet verwoord vanmôre, dan sal ek sê sy het iets beleef van iemand wat sonder rigting leef, iemand wat kaf in die wind is en haar koffie drink op die stoep wat eintlik baie besonders is en heel iets uniek is. Kom ek agter dat die Gees besig is met daar te werk en te sê, Vader,
Help net hierdie kinders. Pa, sy moet my bel of my sê, bid asseblief vir hierdie kinders. Bid vir my. Daarom is ons geroep, ek en jy, om die woord te bring. Nie met geweld nie, nie met gewere en met 'n gevloek en 'n gestry nie, nie met redenasies nie, nie met oordeel nie, maar met liefde waarop hoop, liefde, waarheid en hoop. Met ander woorde, ek gaan nie vanmôre na jou toe kom en met jou redeneer en stry oor die woord nie. Dis nie my werk nie. Dis die Heilige Gees se werk. My werk is om vir jou te kom vertel van die goedheid van God die Vader, God die Seun en die Heilige Gees. Ek doen dit deur my hele wese, my hele siel wat verander het, omdat ek gegrond is in die woord van God. Met ander woorde, as ek met jou praat, praat ek met jou mooi en met respek. Ek hanteer jou met liefde. Ek vloek nie. Ek gee vir jou lewe. En as ek dit vir jou gee, dan is dit God wat deur my werk. En as jy dit nie ontvang nie, dan beteken dit net vir my die Heilige Gees het dit nog nie vir jou geopenbaar nie. Dan moet ek vir jou baie jammer wees. Maar om te gaan staan en beklei oor wie reg is en wie verkeerd is oor die Bybel, ek is besig om energie te mors. Vertel, gee vir die mense die woord, die lewe, en laat die Heilige Gees toe om die werk te doen waarin hy baie goed is, en dit is om die oë en die harte oop te maak. Want wat doen ek en jy? Ons plant die saad. Die woord is die God waarin ons glo. So as ek vir hom die Bybel gee en vir hom sê hier's iets wat jou lewe gaan verander, gee ek vir hom standvastige grond, die rots wat vir my geslaan is, en dan dit wat ek deel in my woorde en hoe God my lewe verander het, is ek besig om saad te plant in jou hart wat besig is om te groei in hierdie grond, sodat jy op die einde van die dag 'n kaalgat perske kan wees of 'n peer kan wees wat goed en lekker is vir iemand anderste. Wat God ervaar en beleef op 'n hele ander manier. Ons volgende slide wat ook die afsluiting is dit eintlik half 'n stelling maar ook 'n uitdaging deur vir jou te sê jy kan deel wees van die stroom. Jy hoef nie net 'n boom te wees wat geplant is in hartswater nie. Ons het sosiale media wat kan deel vorm van 'n stroom. Stel jou voor in 'n droë dorpie. Daar's nie water nie, niks. Daar's geen hoop nie. Maar dan iemand plant 'n pyplyn van vars water. Skielik begin daar lewe ontkiem. Die saad ontkiem. Dit is wat die Bybelgenootskap doen, broers en susters. Dit is wat eintlik almal van ons doen. Ons bou pyplyne van die woord na mense wat dors is vir die waarheid, liefde en hoop. Ek wil vir jou sê, jy kan deel wees van die stroom deur heel eerste vir mekaar te bid. Stil te word en te bid. Bid vir ons by die Bybelgenootskap wat ver moet ry, snaakse plekke moet ingaan om hierdie woord te gaan gee. Jy kan skenk. Jy kan jou tyd skenk. Jy kan jou liefde skenk. Jy kan jou genade skenk. Jy kan die woord van God in iemand se hand plaas en vir hom lewe gee. Dis 'n skenk. Jy kan op ander maniere betrokke raak soos by projekte, 'n Bybel in elke hand, God se woord in elke hart. Jy kan stap. En in jou wese verkondig jy God se woord. Maar die saad moet brand en hy moet groei in jou hart. En dalk eendag gaan jy dors word. En miskien is jy vandag dors, geestelik, sielsdors. Dan gaan hierdie woord by jou verbykom. En hy gaan vir jou voed soos wat jy nie kan dink nie. Hy gaan vir jou lewe gee soos wat jy nie kan dink nie. Dalk het jy nodig om weer net 'n bietjie te plant. Jy moenie dink omdat jy in 'n ouer huis sit of in 'n huis sit jy kan nie plant nie. Verhale speel 'n baie groot rol. Om terug te keer na die woord is miskien jou woorde vandag om te sê, okay, ek is dors, ek is 'n kind van die Here. Ek was nog altyd,
Ek het vandag 'n bietjie 'n dors om te gaan stil word voor God en net te lees, onvoorwaardelik. Om te gaan lees, nie om te verstaan nie, maar om te lees om te hoor. Kom, dis uitnodiging. Word in jou lewe weer in die strome van God. Want so word ons wat God liefhet. En ons word verander om te weet wat God wil hê ons moet wees. Bome van hoop. Bome wat dra. En dan ook bome wat lewe gee. Kom ons bid. Vader, ons is vanmôre hier en ons het gehoor van hierdie lewende water, die saad, die grond, die vrug, die boom. En iets van alles is 'n werklikheid in almal van ons is 'n lewens, Here. Ons is in verskillende fases. Ek is miskien vandag dors na die geestelike woord van God. Ek is miskien dors om net te gaan versprei en te gaan vertel. Miskien, Here, wil ek ook net eers 'n bietjie vandag van die vrug eet. Ek wil net ontvang. Wat ook al omstandighede mag wees, Here, my gebed vanmôre vir hierdie gemeente is dat U daai dors sal vul. 'n Behoefte sal wakker maak om te deel. Ek bid vir 'n gemeente wat in 'n roepingsproses is, Vader, dat hulle die leiding sal kry vanuit die woord. Dat hulle getrou sal wees op dit wat God sê. God se stem. 'n Stem wat ons vind in mekaar. 'n Stem wat ons vind in die woord van God. Ek bid vir die konsulent Renier wat help met hierdie proses. Ek bid vir die bring Vader wat ook 'n kardinale rol speel. Maar ek bid vir die jongste lidmaat ook van die gemeente. Die enetjie wat nou doeke lê, Here, wat 'n lewe voor hom het. Ek dink ook aan die oudste lidmaat wat ook in doeke is vandag, Here. Want dit is 'n lewe vol waarheid geloop in die naam van God die Vader. Mag hierdie woord ons so verander, Here, in hart, in siel en verstand, dat ons vrugte sal word waarvoor almal lus sal wees. 'n Vrug waarvan almal kan eet onvoorwaardelik, sodat hulle die lewe van God sal ontvang en geestelik sal groei. Want as daar een ding is wat ons moet doen as kinders van die Here, en ons doen dit nie omdat ons gedwing word nie, Here, ons doen dit nie omdat ons voor 'n geweer staan nie, ons doen dit omdat ons werklik waar vir U lief is, omdat U seun vir ons gegee het, omdat hy gesterf het aan die kruis. Ons doen dit dis uit dankbaarheid. Laat ons vandag in die pad vorentoe mense wees wat dors vul. Mense wat nie net 'n boek is, mense wat 'n boek gee nie, maar wat lewe gee. Ek vra U seën oor hierdie gemeente. Dankie vir U onfeilbare liefde en die krag van die Heilige Gees en vir Jesus Christus. Ons bid dit ook omdat ons afhanklike kinders is van God. Daarom bid ons dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Gee nou geleentheid vir die offergawes, broer. Ons sê vir die Here dankie. Ons staan hier vandag, Here, omdat ons ontvang het uit oorvloed. Ons het ook ontvang, Here, omdat dit alles wat ons al het, omdat dit alles was wat ons het. Dit wat jy aan ons as gemeente toevertrou en gemeenskap, laat ons dit aanwend ten voordeel van die koninkryk. Mag dit wees, Here, dat ons dit sal aanwend volgens U wil. Laat dit gebeur. In Jesus Christus se naam, amen. Okay. Gemeente, ek gaan vra dat ons sal staan vir die wegsendingslied. Dit is 'n video wat gaan speel. Die lied daarvan is Gaan dan heen. Dit is Vlonk 293 of 239. Ons sit dit aan die hand van die video. Ons bly staan dan ook vir die ontvang van die seën. My broers en susters, ontvang dan in die seën van die Here. Gaan uit met julle koppe omhoog gelig, op julle skouers, sonder om bang te wees. Gaan vertel vir die Here, van die mense van die Here. Gaan wees die vrug wat lekker smaak. Gaan plant jou in die woord van God. En doen dit sonder om bang te wees, want die Here beloof ons, ek is met jou tot aan die einde van alle dae. Amen.